Maak gerus jou Bybel saam met my oop. Ons gaan saam lees uit Efesiërs 4 van vers 17 af en dan ook 1 Tessalonisense 1 van vers 2 af. Efesiërs 4 van vers 17 en dan 1 Tessalonisense 1 vers 2 tot 10. Ons het nogal 'n rukkie gevat om deur die eerste 16 verse van Efesiërs 4 te kom. Ons is nou klaar daarmee en ons gaan nou aan en ek handel dan vanaand vers 17 tot 24 af. En dan kan ons as die Here se wil is verder gaan met die res van die gedeelte. Ek wil net gehoor, terwyl julle nog julle Bybel soek, kon julle dan bietjie baat vind by die oordenkings hierdie vakansie? Net so een of twee skud hulle koppe, maar dankie vir julle twee. Ons sukkel baie keer met die aanddiens om predikante te kry, want die ouens wil nie reis in die donker en in die aand van Pretoria af en Johannesburg en waar ook al nie. Soos nou weer in daai situasie met die 5de Augustus wanneer ek in Botswana is vir die uitreik, wat ons nie 'n predikant kry om die diens te kom waarneem nie. So ons sal maar sien hoe ons dit gaan hanteer, maar dankie ook vir julle geduld in die vakansietyd. Efesiërs 4 van vers 17 af. Dit sê en bevestig ek dan in die Here, julle moenie meer soos die heidene met hulle niks beduidende gedagtes leef nie. Hulle denke is verduister, hulle is vervreem van die lewe met God, omdat hulle onkundig is deur die hardheid van hulle harte. Omdat hulle gevoelloos geword het hulle self oorgegee aan losbandigheid, om onversadigbaar allerhande onrein dade te pleeg. Maar julle het Christus nie so leer ken nie. Julle het tog van hom gehoor, en julle is in hom onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Naamlik dat julle, wat julle vroeëre lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat as gevolg van sy misleidende drange vergaan. Julle moet eerder in die aard van julle denke vernuwe word. Ja, trek die nuwe mens as 'n kleed aan, wat in ware geregtigheid en heiligheid in ooreenstemmig met God geskep is. En dan 1 Tessalonisense 1, lees ons van vers 2 af. Paulus skryf, gelei deur die Heilige Gees, ons dank God altyd oor julle almal, wanneer ons aan julle dink in ons gebede. Voor God ons Vader onthou ons onophoudelik die uitwerking van julle geloof, die moeitevolle inspanning van julle liefde en die standvastigheid van julle hoop op ons Here Jesus Christus. Broers, julle vir wie God liefhet, ons weet van julle verkiesing. Want ons evangelie het nie alleen deur woord nie, maar ook met krag en deur die Heilige Gees in volle versekering na julle gekom. Net so weet julle hoe ons optrede by julle was, tot julle voordeel. En julle het ons voorbeeld gevolg, en die van die Here, nadat julle die woord ten spyte van groot verdrukking met blydskap van die Heilige Gees ontvang het, met die gevolg dat julle 'n voorbeeld vir al die gelowiges in Macedonië, Agaia geword het. Die woord van die Here het immers van julle af nie net in Macedonië en Agaia weer klink nie. Julle geloof in God het inderdaad na elke plek versprei. Gevolglik het ons nie nodig om meer iets daaroor te sê nie. Hulle self vertel ons oor die besondere ontvangs wat ons by julle gekry het. Toe julle omgedraai het na God, weg van die afgode, om die lewende en ware God te dien, en om sy seun, wat hy uit die dode opgewek het, uit die hemel te bly verwag. Jesus, wat ons red, uit die oordeel wat kom. Tot sover. En met die oog op ons boodskap, is ons besondere fokus dan op Efesiërs 4 vers 20 en dan 3b en 9b van 1 Tessalonisense. Kom ons kyk weer gou na, ons begin by 9b. Julle het omgedraai na God, weg van die afgode, om die lewende en ware God te dien. En dan 3b van 1 Tessalonisense sê, ons sien julle moeitevolle inspanning, die moeitevolle inspanning van julle liefde, en die standvastigheid van julle hoop op ons Here Jesus Christus. Kyk ons na Efesiërs 4 vers 20 weer, daaroor word vir ons geleer, maar julle het Christus nie so
leer ken nie. Julle het Christus nie so leer ken nie. Ek dink baie van ons wat hier sit vanaand het al op 'n stadium in ons lewe iets gekoop wat 'n groot transaksie is. Kom ons gebruik nou maar die voorbeeld van 'n eiendom. As 'n ou jou eiendom koop, vir al jou eerste eiendom, dan sal nogal groot afwagting en opgewondenheid by 'n mens. Want jy wag vir die proses om uit te loop. En wanneer daardie boodskap van die prokureurs kom dat die oordrag plaasgevind het en hierdie eiendom nou joune is, dan is dit 'n geweldige vreugde wat by ons as mense ontstaan. So kan dit wees met 'n motorvoertuig of enige iets anders wat jy koop. Maar is ook so dat wanneer ek nou vir my 'n huis gekoop het en ek geniet nou hierdie huis saam met my gesin want dis ons plek en dit behoort nou aan ons, en die vorige eienaars kom en hulle het nog 'n remote van die hek en hulle maak oop en hulle kom en as ons weer kyk, daar's hulle in die swembad besig om te swem en die man steek 'n vuur aan in die braaier en die kinders is lekker besig om hulle eie ding te doen. Dat dit my redelik sal ontstel en vir julle? Nee, natuurlik. Op so 'n mate dat jy dalk die polisie sal bel om te sê kom vat hierdie weird mense weg van my plek af. Paulus praat oor bekering en oor die nuwe lewe in Jesus Christus in hierdie selfde terme. Om te sê dat toe die Here jou met sy bloed gekoop het, is jy verkoop aan Jesus. Dit het heel eers gebeur. Die Here het dit gedoen. Ons het niks daarmee uit te waai nie. Dis die genadewerk van God dat hy ons kies en dat hy vir ons geloof gee en dat hy ons red, dat hy ons nuut maak. Soos ons vanoggend gehoor het, pasgebore babas wat die heerlikheid van die Here geproe het. Dis wat die Here doen, hy gee dit. En nou is dit so, dat die Here die eiendom wat hy vir hom verkies, en wat hy met die dierbloed van sy seun ons Here Jesus koop, ook eksklusief vir homself wil hê. Die bewys daarvan, geliefdes, lê eintlik in die trant van die hele Bybel. Nou, wanneer jy gaan kyk na die verbondsmatigheid, nou hierdie is 'n woord wat jy regtig nie hoef te onthou nie, of jy kan, want dit is goed vir jou, maar die hele woord van die Here is verbondsmatig geskryf. Kom ons verduidelik wat dit bedoel. Dit is geskryf in die konteks en in die sin van 'n huwelik. Ons gaan na Abraham toe, die Abrahamitiese verbond, en ons sien dat die Here vir hom sê, ek sal vir jou God wees en jy sal vir my 'n volk wees. Met ander woorde, ons is in hierdie eksklusiewe verhouding met mekaar. En jy as volk moet my dien en ek as God sal julle versorg en julle onderhou. Ons sien dit in die Sinaïtiese verbond, wanneer die Here die wet vir sy volk gee, om te sê, mense, julle is my volk, ek het julle vir my uitverkies, ons is in 'n eksklusiewe verhouding met mekaar, ek het julle gekoop, julle is nou my eiendom, die vyand kan nie kom swem in julle swembad, of kom braai by julle braaier nie, julle is myne, ek het julle vir my gekoop, daarom moet julle die Here julle God alleen dien, geen afgode maak nie die Here se naam uitelik gebruik nie, die Sabbatdag heilig hou en julle ken die hele 10 gebooie wat die Here gee met die Sinaïtiese verbond. Dis 'n koopkontrak wat gebeur wanneer die Here ons sy eiendom maak. En wat 'n wonderlike vreugde om te kan bekend staan en te kan leef in die wete dat ek is die Here se eiendom. Dat ek die woorde kan glo en kan leef wat Paulus skryf as hy sê, geen dood of magte of engele of enige ding kan jou van die liefde van God skei, die liefde wat daar is in Jesus Christus nie. Jy is die Here se eiendom. Hy het jou gekoop met die bloed van sy seun. En nou moet jy leef as sy eiendom eksklusief voor hom. Met ander woorde, as ons dit eenvoudig en simpel wil maak, die Here is nie okay daarmee as iemand in jou swembad kom swem of op jou braaier kom braai, of hy sy eiendom moet deel nie. En nou is dit die waarheid van ons as gelowiges, dat ons baie keer so leef, met ons een voet hier in die wêreld, en met ons ander voet in ons geloof. Sondag is ons diep gelowige mense, wat kom in die oomblik van die erediens. Maar wanneer die dominee sê amen na die seën, dan gaan die erediens van die lewe nie aan nie. Dan tel ons nie hierdie voet uit die wêreld uit, en sit hom hier by die Here, en gaan met daai lig van die Here in die wêreld in. So nou moet ons hoor wat hierdie gedeeltes vir ons leer. Bekering is baie meer as om bloot jou gedrag aan te pas. Bekering is baie meer as om jou slegte gewoontes agter te los, of een of ander ding in jou lewe wat jou geloofsverhouding met die Here aftrek, net te ken en nie meer dit deel te maak van jou lewe nie. Bekering is nie net om agter te los of afstand van te doen nie. Bekering is ook
om jou eienaarskap te verander, om te vlug na wie jy behoort. So dis nie net weggaan van iets nie, maar is vlug na iets anders toe. Ek gaan weg van wat verkeerd is in my lewe, maar ek vlug in dit na die Here toe, om in die Here te leef. Ons moet verstaan waar ons vandaan kom. Wanneer die Here Jesus ons red, jy kan gaan lees vanaand as jy iets wil lees, Romeine 6, pragtig. Daar's ander gedeeltes waar daar staan, sal ons dan maar sonde doen sodat die sonde kan toeneem? Sal ons hierdie ouens nooi om te kom swem in ons swembad en kom braai in ons braaier, sodat die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan julle wat vir die sonde dood is, daarin bly voortleef, asof daar niks in julle verander het nie? Romeine 6, dan sê daar, word vir ons geleer, julle is in Jesus Christus, deur die Heilige Gees, gedoop in die dood van Christus. Julle het saam met hom gesterwe, en julle het in daardie sterwe saam met hom in 'n nuwe lewe opgestaan. En dis interessant, hoe mooi hierdie gedeelte by ons gedeelte pas, nou julle sal verstaan as ons kom by die woord doulos, want net na daai gedeelte in Romeine 6, waar Paulus sê, julle het in 'n nuwe lewe saam met die Here opgestaan, dan sê hy, julle het nou doulos geword van die Here. Die letterlike vertaling van die Griekse woord doulos is slaaf. Ons vertaal dit as dienskneg. Want onthou, 'n slaaf in die Bybelse tyd het net blindelings gevolg wat sy eienaar vir hom sê. Maar ons eienaar kies ons en hy maak ons deel van sy missie in die wêreld. Hy leer ons wat sy plan is, hy wys ons wat die rigting is. Ons is nie slawe wat doelloos volg nie. Ons is slawe in die sin dat ons sê, Here, ons gee alles oor. Maar ons ken ons eienaar se missie met ons lewe. Dis 'n wonderlike voorreg, is dit nie? Ons gaan nou weer terugkom by hierdie woord doulos. So dis nie net wegkom van iets om te bekeer nie, dis vlug na iets anders toe. En dis wat Paulus sterk tuisbring by die gemeente in Thessalonika. Wat 'n wonderlike gemeente. Julle gaan nou hoor van hulle getuienis en hoe Paulus praat oor hoe wonderlik die werk is wat hulle doen. Maar Paulus kon net 'n kort tydjie in Thessalonika bly en bedien. Toe moes hy vlug want hulle wil hom vervolg het. Vervolging onder Christene was algemeen in daardie tyd. Maar dis 'n gemeente wat bestaan het binne in 'n groot handelsroete met hawes. Met ander woorde, was 'n invloed van mense, daar was heeltyd ander mense, verskillende kulture, verskillende tale, verskillende godsdienste. So hierdie gemeente ontstaan binne in 'n godsdienstdiverse omgewing. Daar was baie afgodetempels, die misleiding was regtig. Dit was daar en dit was groot. Dit was moeilik om daar 'n gelowige te wees. En Paulus skryf in hierdie gedeelte om te erken dat hierdie gemeente nog jonk in die geloof is. Hulle het die evangelie met vreugde aanvaar, maar hulle moes nog leer, hoe lyk hierdie lewe in die evangelie prakties? Hoe lyk dit daar waar ek leef as iemand wat nie net wegvlug van hierdie afgode nie, maar vlug na die Here toe? So hy skryf nie om hulle geloof te bevraagteken nie, maar om hulle geloof aan te vul en vir hulle toerusting te gee om binne die wêreldsomgewing wat divers was waarin hulle leef, te kan bly in die rigting of die nuwe rigting, die omdraaipad waarop die Here hulle gesit het. En die eerste ding wat ons hier leer in hierdie gedeelte is dat bekering beteken hulle het 'n nuwe pad of 'n nuwe eienaar ontvang. En in hierdie eienaarskap in die Here het hulle 'n beslissende omdraai gemaak. 1 Tessalonisense 1 vers 9 vat Paulus die Christelike lewe in 'n eenvoudige beweging saam. Hy sê julle tot God bekeer. Dit het beteken julle het weggevlug van die afgode, maar julle het gevlug na die lewende Here en na die diens vir die lewende Here. Die Griekse woord in hierdie gedeelte beteken om 'n totale omdraai, 'n totale wegdraai, 'n beslissende verandering van rigting in jou lewe te maak. So hulle het nie net gesê, okay, ons hou nou op afgode dien en dis waar dit stop nie. Gesê, ons hou op afgode dien, ons draai ons rug op die afgode in die lewe, maar ons draai na die Here toe en ons gaan radikaal nou die Here dien. Dan kom ons weer by hierdie woord. Paulus gebruik hierdie woord in die Grieks. Hy verbuig dit bietjie anders, doulohein, maar dit kom uit dieselfde woordfamilie as die woord doulos, wat hy gebruik vir dien. So met ander woorde, jy het slawe van die Here geword, maar in die goeie sin van die woord, nê. Julle het 'n nuwe meester gekry aan wie julle behoort. Hulle het nie bloot 'n nuwe godsdiens gekry nie. Hulle het nie net van Here verander nie. Hulle het in totaliteit omgedraai en totaal verbind geraak in Jesus.
Soos wat Paulus skryf in Galasiërs 2 vers 20. Dis nie meer ek wat leef nie. Dis Jesus wat deur my leef. Ek het so gesterf aan myself. Ek het so weggedraai van die ou goeters. Ek het so na die Here toe gedraai. Ek behoort nie meer aan myself nie, maar aan my getroue verlosser. Ek leef nie meer uit myself nie, maar uit Jesus my Here. Dit sluit so mooi by wat ons bely in die Heidelbergse Katekismes in Sondag 1 aandoen het nie, om te sê wat jou enigste troos in lewe en in sterwe. Dat ek in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Die evangelie bevry ons nie sodat ons uiteindelik niemand dien nie, bevry ons uit die slawerny van sonde sodat ons Christus alleen dien. Die vraag is daarom nie of ons dien nie. Die vraag vir jou in jou lewe vandag is, wie dien jy? En dis nie 'n vraag wat net vir ongelowiges gevra moet word nie. Dis 'n vraag wat Reinhard elke dag vir homself moet vra en wat Skalk elke dag vir homself moet vra en Hannes elke dag vir homself moet vra en Hannelie elke dag vir haarself moet vra. En almal van julle. Dis sê, wie dien ek? Wat wys die vrugte in my lewe van wie ek dien? En dit sluit eintlik mooi aan by wat ons vanoggend gehoor het uit 1 Petrus. Want wat ons moet weet van die antwoord op hierdie vraag, wie dien ek, is dat ons nuwe eienaar gee vir ons 'n nuwe identiteit. In Efesiërs 4, dan kom Paulus in daardie gedeelte en let bietjie op hoe teleurstellend beskryf hy die lewe van die mense wat die Here nie dien nie, van die mense wat die Here nie ken nie, van die mense wat die Here verwerp. En dan sê hy, maar julle het Christus nie so leer ken nie. Met ander woorde, wat sê hy? Maar die teendeel is, julle is dan nou uitverkies, 'n heilige priesterdom, 'n koningsvolk van die Here, vir wie Christus gesterf het. Julle is in sy dood gedoop en het in 'n nuwe lewe opgestaan. Maar julle wat aan die Here behoort, daar's ons identiteit, is dit nie? Julle wat aan die Here behoort, julle is anders. Wat het julle gedoen? Julle het die ou mens afgelê. Julle het afstand gedoen van daai ou mens en sy sondigheid. Trouwens, Paulus beskryf dit in die wonderlike beeld wat ons baie maklik kan verstaan. En as hy sê, julle het daai ou mens soos ou stikkende klere uitgetrek. Wie van julle het al 'n dag iewers gewerk en dit jou verskriklik vuil gemaak? Ek onthou toe ek so klein chokkertjie was soos JJ, dan moes ek altyd op die skaarploeg agter op die gewigte sit as my pa ploeg. Daai tyd is nog ou metodes gewees, want die ploeg was nie te swaar nie. Dan sit ek swaar genoeg en sit ek en my broer daar die hele dag lank, nê, van 6:00 die oggend tot 7:00 die aand op daai ploeg. En as ons daar uitklim, is al wat wit is ons oë, nê. En as ons uit die bad uitklim, dan moet hulle omtrent 'n plammer kry, want daar's so laag sand. Maar daar was niks lekkerder as om daai vuil klere uit te trek en daar te gooi. En net te vergeet dat hierdie selfe nonsens wag môre weer vir my. Nee, maar dit net daar te gooi en deur 'n bad te kom en skoon klere aan te trek. En dis wat Paulus hier sê in hierdie gedeelte. Hy sê mense, hierdie ou lewe waar julle nie meer hoort nie, wat los is van julle identiteit, wat bestaan as mense wat deur Jesus uitgekoop is. Daai klere moet julle daar, en dis my 'n pragtige prentjie daar, in die hoek gooi. En die nuwe klere aantrek, wat die nuwe mens aantrek. Hoekom? Nie sodat die nuwe mens of die nuwe klere jou red nie, van dis wat pas by wie jy reeds is in Jesus Christus. Wonderlik is dit, om dit te kan sê. Ons het nog niks eers gedoen nie. Die eerste tree wat die Here ons vra om te gee is alreeds omdat hy gedoen het. Hy het ons reeds nuut gemaak. En dis wat vir ons geleer word. En wat opvallend is dan in Efesiërs 4 is dat Paulus praat van voortdurende vernuwing van ons denke. Nou, ons het nou al baie gepraat oor ons denke en hoe groot invloed dit het op ons geloofslewe. Ek meen ons gemeente se versie, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Ons kan gaan na Filippense 4 toe. Alles wat goed is, alles wat rein is, alles wat lof en prysenswaardig is, daarop moet julle gedagtes rig. So baie plekke word vir ons geleer hoe ons dink, bepaal wat ons doen. En in hierdie gedeelte ook weer eens voortdurend vernuwe. En as ons gaan na Sondag 33 toe van ons belydenis, dan word ons gesê uit hoeveel dele bestaan die ware bekering? Die afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. Maar die vraag wat ons in praktyk vir onsself elke dag moet vra, is gebeur dit net een keer in my lewe? Nee,
Dis wat ons sien in Paulus se illustrasie vir hierdie gemeente in Efesiërs 4, om te sê dit moet heeltyd gebeur. Want heeltyd in ons swakheid gaan maak ons daai nuwe klere vuil, om heeltyd die nuwe klere aan te trek, heeltyd te veg teen wat verkeerd is. Dis 'n voortdurende proses. Van die nuwe eienaar bring 'n nuwe lewenswyse. Paulus sê reeds in die opening van die brief dat hy dankbaar is vir die werk van die geloof. En dis wat die Here gedoen het. Die Here het in hulle die geloof gewerk. Hy bid dieselfde gebed eintlik vir die gemeente in Filippi. Hy sê ek dank God wat die goeie werk in julle begin het. Dis die Here wat dit doen. Hy gee ons 'n nuwe identiteit. Maar nou moet ons in daardie nuwe identiteit gaan leef. En die woord of die ding wat hy dan volgende sê is kardinaal belangrik vir jou om vanaand te vat en mee te gaan leef. Julle weet ek sien dit in die bediening. Nie dat ek nou al so lank in die bediening is nie. Wat is dit nou 13 jaar. Maar ek sien dit in die bediening dat baie mense dink wanneer jy nou ons noem dit nou nie so in die gereformeerde kerk nie, maar wanneer jy nou gelegitimeer word en jy word nou as 'n dominee bevestig, dan gaan jy daar in 'n geheime kamertjie en die Here gee vir jou so 'n towerstaffie. En as jy nou die towerstaffie het, dan kan jy nou kom en oom Skalk kom sê vir my, jong Reinhard, weet jy, ek kry nie reg om op te hou om die hond te skop nie. Dan vat ek nou die towerstaffie en sê ek oom Skalk staan net stil. Jy moet nie eers jou oë knip nie. En ek gooi hom oor hom en oom Skalk se lewe is reg. Dis nie hoe geloof werk nie. Dit sou great gewees het, sou dit nie, nê. Dis nie hoe dit werk nie. Hy sê, luister, kyk na die woorde wat hy sê. Hy sê julle het met moeitevolle arbeid. Met moeitevolle arbeid het julle hierdie goed gedoen. Die woord wat gebruik word in die Grieks is die woord kopos en beteken om hard te werk. Jou geloof, jou verhouding met die Here is iets waarvoor jy moet hard werk. As jy wil verander, werk hard daarvoor. As jy iets wil ophou doen, werk hard daarvoor. As jy iets wil beter doen, werk hard daarvoor. Hierdie woord se sin beteken letterlik 'n uitputtende inspanning. Jy moet baie keer aan die einde van die dag oor jou geloof so voel dat jy sê, "Jo, ek is flat." Wat jy moet weet is, geliefdes, dat die liefde is nie net 'n gevoel nie. Dit kos iets. Daar's 'n prys aan liefde. Die prys aan die liefde wat die Here vir ons het, is dat sy seun vir ons moes sterf. Maar die prys aan die liefde wat jy vir die Here het, is dat jy moet hoor as die Here jou sê, neem jou kruis op. Met moeitevolle inspanning, met harde werk, moet jy hierdie verandering, hierdie wegdraai, hierdie voortdurende vernuwing en hierdie volharding in jou geloof voorwerk. En die Heilige Gees is die een wat jou die krag gee. En dan gaan Paulus verder en hy sê, daarom in dit bly geloof nie onsigbaar nie. Dit word sigbaar in 'n lewe van gehoorsaamheid en diens. En as jy nog jou Bybel voor jou oop het, gaan na vers 6 toe van 1 Tessalonisense 1, dan hoor jy daar staan, en julle het ons voorbeeld gevolg en die van die Here, nadat julle die woord ten spyte van groot verdrukking met blydskap van die Heilige Gees ontvang het. Dis waar ons nou klaar gepraat het. Hierdie mense se identiteit en karakter het verander toe die Here bekering in hulle lewe gewerk het. En dan het Paulus getuig, daai bekering het gekom ook deur hulle moeitevolle inspanning, deur hulle kopos, deur hulle harde werk. Dan vers 7, met die gevolg dat julle 'n voorbeeld vir die gelowiges in Macedonië en Agaia geword het. Die woord van die Here het immers van julle af nie net in Macedonië en Agaia weerklink nie. Julle geloof in God het inderdaad na elke plek versprei. Gevolglik het ons nie nodig om jy iets daaroor te sê nie. 'n Gemeente jonk in die geloof. 'n Gemeente waar daar eintlik by Paulus 'n spyt bestaan om te sê, ek wens ek kon net bietjie langer by julle bly om julle bietjie meer te leer, want julle is eintlik nog babas wat leer en groei. Wat het hulle gedoen? Hulle het die eenvoudige ding gedoen om te reageer op wat die Here in hulle lewe doen. En sê Paulus, van julle af het die lig van die evangelie die wêreld in versprei. Hulle het uitgegaan in die wêreld. Hulle het 'n verskil gemaak waar hulle is, omdat hulle weggedraai het van die ou dinge
en bewustelik gesoek het na wat nuut was. Volgens die agtergrond van hierdie brief sê Paulus vir hulle in 1 Tessalonisense 3 vers 10 en dis die bewys daarvan dat hulle nog jonk in die geloof was. Ek wil aanvul wat in julle geloof ontbreek. Wat ons dit terug na 1 Tessalonisense 1 toe. Maar selfs toe julle nog so klein was in die geloof, het julle so massive invloed gehad. Hoekom? Want julle het radikaal weggedraai. Nie net weggedraai nie, maar gevlug na die Here toe. Geliefdes, ons leef vandag nie tussen tempels van afgode, soos hulle in Thessalonika gedoen het nie. Maar ek dink, miskien was dit bietjie makliker in daardie tyd, weet nie, ons sal nooit weet nie. Ons kan 'n debat met die Thessalonisense hê eendag daar in die hemel, toe die afgode sigbaar was en in your face. Ons lewe in 'n tyd vandag waar klein, onsigbare, subtiele goeders ons afgode geraak het. Goed soos geld en sport, goed soos ons kinders, of ons man of vrou, goed soos tegnologie of ons eie planne. So baie keer neem dit God se plek in ons lewe. So baie keer het ons nie die regte verhouding met hierdie goeders nie en dit maak dat ons nie besig is om weg te vlug van wat verkeerd is en na die Here toe te vlug nie. Daarom vra die Here nie vanaand vir jou hoe godsdienstig is jy nie. Hy vra vir jou doeteenvoudig, aan wie behoort jy? Aan wie behoort jy? En sal jou lewe asseblief gaan wys dat jy aan my behoort. Die Thessalonisense het nie bloot 'n nuwe godsdiens aangeneem nie. Hulle het radikaal van eienaarskap verander. En hulle het so van eienaarskap verander dat die hele wêreld kon sien. Hulle en God is eksklusief. Aan wie behoort jy? Mag die wêreld sien, jy is eksklusief met die Here. Kom ons bid saam. Magtige God, Hemelse Vader, ons weet ons val baie keer. Ons weet ons val en ons maak ons nuwe klere vuil. Ons nooi die valsheid van die wêreld en die mensgemaakte afgode om te kom swem in die swembad en te kom braai in die braai. En ons wil van U bid en pleit dat U ons deur die krag van die Gees en die wysheid van U woord sal help om nie te leef, nie te dink, nie net weg te draai nie, maar na U toe te draai. Sodat ons so in U leef, dat almal kan sien, ons het van eienaarskap verander. Ons behoort aan die Here en niks kan ons skei van U liefde wat daar is in Jesus Christus ons Here. In sy naam. Amen.